Die begroting en die RNJ, is dit besig om nou te verbrokkel? In die week se AMT ekonomiese oorsig gesels ek soos ouer gewoonte met Prof Waldo Kriel oor die nuutste ekonomiese nuus en kyk ook wat se effek dit op die landbousektor van Suid-Afrika kan hê. So maak seker jy mis nie hierdie week se interessante gesprek nie. Die rand verswak na R18.36 per Amerikaanse dollar, R19.82 teenoor die euro, R23.79 teenoor die Britse pond en staan tans op R11.48 teenoor Australië se dollar. Die inflasiesyfer staan steeds op 3.2% met prima rentekoerse steeds op 7.5%. Die Brent olieprys styg so 'n bietjie na $74.91 per vat. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat nou ons markte beïnvloed. Ja, soos beloof gesels ons weer met Prof Waldo Kriel vandag. Gaan kyk bietjie na die RNJ en die verhouding tussen die ANC en die DA en wat dit moontlik vir ons kan beteken in die landbousektor dan ook. Baie welkom Prof. Dankie Johnny. Waldo, ons het nou gesien dat daar 'n bietjie verhoudinge besig is om te verbrokkel, maar voor ons by dit kom ons begin weer by die oue vraagie. Wat sal koers op of af? Jou oliepryse op of af? Moeilike een Johnny. Aan die een kant, ek dink daar's baie onsekerheid in die Amerikaanse ekonomie en die dollar lê maar so 'n bietjie daaronder. Ons weet president Trump gaan môre nog tariewe aankondig, sy sogenaamde Independence Day, daai tipe van goed. So ek dink dit sit hulle mark onder druk. Wat dalk die rand so 'n bietjie bevoordeel, maar nou het ons dalk 'n begroting, dalk het ons nie 'n begroting nie. En dit sit die rand onder druk. So ek dink 'n effens swakker rand en ons sien dit eintlik van so donderdag laasweek het hy begin glip van nader aan R18, hy's nou weer nader aan R18.50. Ja. So fundamenteel nie veel ander aanwysers of nuus wat die goed kan beïnvloed nie. Alles dink ek hang maar af van hoe dinge môre uitspeel in die parlement. Ja. Oliepryse? Olieprys ook bietjie op. Waar hy nou die laaste ruk is hy by $74. Dis reg, ja. Diverse onsekerhede. Ek dink Amerikaanse voorrade is toe bietjie laer as wat almal gedink het. So dit speel 'n rol. President Trump dreig met tariewe. Hy sê hy sal lande se ander uitvoere belas as hulle byvoorbeeld by Iran olie koop. So hy wil eintlik om 'n hoek beïnvloed die olieprys met sulke dreigemente. So ons sal sien wat speel uit op die ou end, maar olie so knertjie op. Maar ons sien olie is nogal 'n een faktor wat die ouens kan gebruik om politieke kan ek sê mag eintlik uit te voer en Iran wat nie die nukleer ooreenkoms wil teken nie. Ja. So daar is tipe onsekerheid wat daar inkom en mens kan sien as die olieprys dan weer 'n bietjie opgaan dat daai onsekerheid, wêreldkonflik weer bietjie. Ja, daar's eintlik as mens so 'n bietjie rondlees op die internet kommerwekkende goed wat sê Iran is nou al hoe nader aan 'n wapen as wat hulle ooit was. En daar's ouens wat wonder hoe lank gaan Israel wag voor hulle daardie fasiliteite aanval. Netanyahu het nie so baie maande oor as Israel se premier nie. En hy het op die oomblik nog Trump se steun vir so iets. Ons weet nie wat het Trump met Putin afgespreek nie en almal anders wat sal kwaad wees is in 'n geval klaar kwaad. Ja. So die tydsberekening vir so 'n aanval is nou in die afsienbare toekoms. Sure. So nee, weet so eskalasie van spanning is nie goed nie. En dan sien ons dit verseker in die olieprys. So daar is onderliggende spanning wat mens maar optel in die markte. Ja. Okay, wel ons gaan gou oor na die begroting toe. Jy het genoem daar is nie 'n begroting nie of ons wonder of daar 'n begroting is. Die verhouding tussen ANC en DA wat nog steeds nie lekker is nie. Maar wat ons nou gesien het van laas ek donderdag af is nie noodwendig die rand was sterker, maar as gevolg van die dollar nie regtig die rand nie. Maar ons het nou gesien die begin nou goed in die rand ingeprys word wat vir ons sê iemand begin senuweeagtig raak. Ja, en ek dink met rede, mense het regtig gehoop hulle sou mekaar vroeër al vind, dat hulle sommer 'n week of wat na die begroting na parlement toe is, kon sê, okay, ons het hierdie goed uitgestryk en geen probleem nie, maar dit lyk nie so nie, dit is nou wat Dinsdagoggend net na 10, hulle het nog nie 'n ooreenkoms nie, en die gedagte is dat hulle moet môre 'n besluit kan neem. So die tyd is min. Dit kan nou gebeur dat hulle op die laaste minuut wel die begroting aanvaar soos hy is. Dis die een opsie. Ja. So hy word aanvaar soos
hy is met DA steun, of hy word dan glad nie aanvaar nie as die DA sê hulle staan teen, wat op die oomblik Steenhuisen se standpunt is. Dan die ander alternatiewe is hy word op een of ander manier aangepas. Maar die kundiges op hierdie terrein sê die parlement kan eintlik nie daardie tegniese werk doen nie. Hulle kan ooreenkom oor dat daar moet 'n aanpassing wees. Okay, ons gaan besteding rondskuif om daai BTW koersverhoging te vermy. Maar dan moet hy terug aan tesourie toe. So dan kyk mens effektief na begroting 3.0. Dit sou 'n rarige eerste wees. Sure, 3 verandering. 3 daarin. Wat is op die oomblik elke plekke? Die DA se eise, daar's nou goed wat spesifiek te doen het met die begroting en dan is daar goed wat bietjie buite die begroting lê. As mens nou onthou, daar's goed wat hulle nie gelukkig oor is in die grotere regering van nasionale eenheid nie. Die Bella-wet, die onteieningswet, die nasionale gesondheidsversekering, is goed wat die DA ander gesindheid en standpunte oor het, maar hulle kan nog niks aan doen nie want dit was eintlik alles voor die regering van nasionale eenheid al iewers op skrif gewees of ingestem en so voort. So die begroting is nou die eerste plek waar hulle kan regtig hulle voet neersit. Dit sê maar ons gaan nie vir die ding stem nie en dan gaan hy nie deur nie. So in terme van die begroting spesifiek wil hulle sê hulle wil nie 'n BTW koersverhoging sien nie. So geen koersverhoging nie is hulle een punt. Hulle wil dit kry deur besteding te herprioritiseer en te sê maar daar is genoeg ander plekke om die geld op te maak wat die minister nodig het vir sy nuwe besteding. So hulle sê nie sny die COVID toelaag of moenie die salarisverhoging gee nie. Hulle sê kry net die geld binne die bestaande begroting. En dan sê hulle daar moet besnoeiings plaasvind op plekke wat die ouditeur-generaal reeds uitgewys het as vermorsend en korrup. En daar's ongelukkig baie sulke plekke. So jy weet daar's ruimte om daar te gaan besnoei. Dis maar die grootes. Buiten dit vra hulle vir dan dat die verwysing na nul vergoeding uit die onteieningswet uit verwyder word. Dat dit dadelik sê regverdige vergoeding en binne of deur 'n hofbeslissing. So hulle wil die hof baie vroeër inbring onder wat die wet daar spesifiseer. So dis die groot goed daai. En dan is daar ander kleiner ek sê nou kleiner, maar ook duidelik ook plekke dat hulle wil byvoorbeeld Kaapstad hawe wil hulle so gou as moontlik onder privaat beheer kry. En ek dieselfde vir Richards Bay. So sulke wat hulle nou noem groei ondersteunende hervormings is waarop hulle klem plaas. Ja, is vir my iets wat mense graag wil ondersteun, veral die sonder vergoeding goed. Ek dink dit skep baie onsekerheid in die ekonomie. So is iets wat die DA dan baie positief na die tafel toe bring in hierdie onderhandelinge. Maar weer eens, ons is nou kyk die ANC se aanslag, die DA se aanslag, is dit nie so fundamenteel verskillend dat hierdie RNE moontlik kan begin verbrokkel nie? Johnny, daar is verseker die moontlikheid. Ek praat nou altyd van 'n stryd van idees en ek kan nou 'n bietjie my gedagtes oor dit probeer orden. So ek dink aan die een kant, dis nie net die DA nie, maar die DA aan die een kant, hulle sal sê die manier om ekonomie te laat groei is jy moet beleggersvriendelike beleide in plek kapitalistiese tipe. So sê maar jy moet uitwaarts georiënteerd wees, jy gaan eintlik groei deur uit te voer, so jy doen wat nodig is. Private sektor in te bring. Bring die private sektor in, saam met die staat belê hulle in die openbare dienste, so dit is nou die hawens, die spoorweë, elektrisiteitsvoorsiening, jy besnoei besteding, en jy skep op daai manier 'n basis vir beleggersvertroue wat lei tot ekonomiese groei, wat lei tot indiensname en op die langtermyn spreek jy ongelykheid aan. So dis half die een stroom. Die ander stroom, dalk mens sê die populistiese been van die ANC, verseker ook die EFF en die MK, hulle is net nog verder op die spektrum. Hulle sal weer sê nee, maar die ekonomie groei nie want ons ongelykheid. Jy moet eers by die ongelykheid begin en jy doen dit deur sê nou maar herverdeling, toelaag, baie mense in diens geneem deur die staat, hoë minimumlone, kollektiewe bedinging, al hierdie verskillende soorte empowerment inisiatiewe, die groter BEE, al daai gaan vir mense inkomste gee. Dan gaan hulle dit bestee, dan gaan die ekonomie groei, en dan gaan die hele storie vir homself betaal, want wanneer die ekonomie groei, verhoog die belastinginkomste en dan en hierdie twee maniere van dink oor wat gaan die ekonomie laat groei is eintlik nou kop aan kop in stryd met mekaar.
en hulle stel dit dalk nooit so duidelik nie. Ek dink die president veral, hy sal albei kante praat. Hang af wie sy gehoor, hy wil graag die ANC as 'n eenheid behou. Maar met sy belastingbetaler gelukkig. Ongelukkig en nou is die res van die regering van nasionale eenheid se ouens daar om daaraan te herinner. Want hulle is nie eens met hierdie amper sê die meer populistiese herverdelingsplan vir groei. Hulle wil nie daai hervormings hê nie. Hulle soek die beleggersvriendelike privaat sektor gedrewe groei. En ek wil amper sê die president hy's 'n middeweg ou. Hy probeer af homself daar net deur die middel skiet. Hy moet nou almal gelukkig probeer. Om almal gelukkig te. Ek weet nie of hier 'n middeweg is nie. En baie uiteenlopende. Ek weet wat se kant ek kies. Is vir my as ekonome is ons baie meer die staat moet 'n ondersteunende rol speel en as mens privaat sektor inbring, dan kan 'n mens begin investering en groei kry. So dis maar waantoe my kop altyd staan en ek kan nie 'n ander manier sien eintlik hoe 'n ekonomie suksesvol uit so iets kan kom nie. Maar weer eens ons mens kom met verskillende agtergronde, mens kom met baie verskillende sienings uit. En nou weet mens nie wat presies dink die ouens wat op die kantlyn staan en kyk nie. 'n Moody's wat sê ja, ons het verwag hierdie proses moet gladloop. Dit lyk nie so nie. Die feit dat die ANC nie kan instem tot van hierdie sê maar toegewingsveranderings, hervormings wat ook al dat hulle nie op gemeenskaplike grond kan vind nie, sê vir hulle weer, maar hierdie ouens is dalk nie so hervormingsgesind soos wat hulle praat nie. Miskien is hulle meer populisties. Miskien is daai faksie binne die ANC groter as wat ons gedink het. En dalk skep dit baie onsekerheid vorentoe. As dalk kry hulle ooreenkoms en dit sal dan weer sê nee, maar die populiste het toe verloor. So hierdie uitkoms is nog as ek dink 'n belangrike toets vir wie het op die oomblik die oorwig in hierdie stryd van idees. Ja, en dis nou binne die ANC eintlik maar wat nog steeds baie in twee rigtings geskeer is. Ons hoop maar net koelkoppe. Ja, absoluut. Ja, nee, en soos jy ook nou sê, ek dink as ons die uitslag van hierdie begroting gaan kry, gaan ons nogal sien wat vir ons voorlê vir die volgende 4 jaar, 5, 6 jaar. Verseker, en ongelukkig, ek dink, omdat dit nie so glad geloop het tot nou toe nie, gooi dit so 'n bietjie 'n skaduwee oor hoe vinnig gaan hierdie ander hervormings nou gebeur. En daar's nou 'n klomp goed aan die gang om die privaat sektor op verskillende maniere te betrek. Omdat hier nou nie groot entoesiasme en momentum was nie, begin jy 'n bietjie twyfel oor al die ander goed. Sê ons gaan al die infrastruktuur investeer en die privaat sektor gaan ons help. Gaan dit gebeur of gaan ons maar so voortploeter en sê nee, die plan is in plek, ons werk daaraan en niks gaan realiseer nie. Wat net nog 2-3 jaar se te lae ekonomiese groei gaan beteken. Ja, ek sien hy's nou op 0.6% uniese syfer of so wat min of meer uitgekom het. Ja, en die vooruitskattings vir hierdie jaar is nou besig om te val. Op begin van die jaar het almal gesê nee, 1.8, 2%, nou raak dit al 1.6 of 1.3%. Afhangend nou na wie jy luister, maar al hierdie onsekerhede demp investering, demp groei. Ja, ons is nou weer in 'n ander siklus waar ons laas gepraat het, as ons wisselkoers besig is om te verswak, oliepryse wat moontlik nou weer begin opklim. As dit daai momentum nou weer kan begin vlam vat, dan kan dit nou weer inflasie negatief beïnvloed, rentekoers nie, al daai tipe ons hoop nie so nie. Ons kan nie nog stadiger groei en hoër inflasie hê nie. Laat ons maar eerder gelukkig wees met stadige groei en lae inflasie. As dit dan daarop neerkom. Ja, ons hoop regtig nie so nie. Baie dankie Waldo, dit was altyd interessant om met jou te gesels en ons sal hierdie week dan dop wat in die begroting aangaan en dan volgende week gesels ons oor waartoe ons moontlik dan nou kan gaan gegee hierdie uitsprake. Ons hoop daar is een. Ons hoop ons hou duim vas. Of ons praat oor begroting nommer 3. Ja. Dalk 4 daarna, maar kom ons hoop nie so nie. Dankie Waldo, waardeer, lekker. Baie dankie Waldo, altyd interessant. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en ook meer gedetailleerde verslae. Julle is ook welkom vir my 'n WhatsApp te stuur om by een van ons gewilde WhatsApp gemeenskapsgroepe aan te sluit. Ek sit al die skakels in die beskrywing vir almal onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en onthou om volgende week weer in te skakel, wanneer ons weer met Prof Waldo gesels oor waarheen die ekonomie, wisselkoerse, rentekoerse en inflasiesyfers kan gaan vir die res van die jaar.